True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Hierdie episode illustreer net weer hoekom die term reeksmoordenaar nie altyd verwys na wat ons verwag die misdade moet wees nie. Dis ook 'n angswekkende voorbeeld van hoe misdadigers soms daarop uit is om juis die mees kwesbare mense te teiken, bloot omdat hulle die maklikste is om by uit te kom. Dit was in 2015 en 2018, toe aftreehuise in Gauteng en Mpumalanga die teiken geword het van gruwelmoorde. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die verhaal oor die reeks misdade van Shaun Oosthuizen. Daar's nie baie inligting beskikbaar oor die oortreder in hierdie episode nie. Hierdie is wat ons weet. Shaun Oosthuizen is in 1980 gebore. Teen die tyd wat hy 19 jaar oud was, was hy reeds die pa van sy eerste kind en hy sou oor die jare so nou en dan in die kind se lewe verskyn. Hy het ook toe al begin om met die gereg te bots en oor die volgende paar jaar sou hy in en uit die tronk wees. 7 keer, om meer spesifiek te wees, vir diefstal. Dit was voor hy aanbeweeg het na die misdade wat die rede is vir die verhaal. Wanneer Shaun nie in die tronk was nie, het hy as 'n motorwerktuigkundige gewerk, meestal informeel en in die privaat, om aan die lewe te bly. In 2013 stap Shaun uit die tronk uit nadat hy weer gesteel het en hy trek Manziwil toe, buite Krugersdorp. Die gebied is in 1905 ontwikkel om behuising aan mynwerkers te verskaf en het vinnig in 'n township en oor die jare toe in 'n informele nedersetting ontwikkel. Manziwil, se mees bekende inwoner, is die oorlede aartsbiskop Desmond Tutu. Dis moontlik dat Shaun se verskywing soontoe te doen gehad het met 'n fokus om die gebied se demografie aan te pas. Op daai stadium was daar 'n groot groep meestal wit Afrikaanse mense van Krugersdorp wat in 'n karavaanpark genaamd Coronation gebly het. Hulle het vir baie jare daar gebly, toe die grondeienaars stappe geneem het om hulle te verskuif, omdat daar planne was om die vervalle fasiliteite by Coronation op te gradeer. Die verskywing het tot groot ontevredenheid gelei, maar die groep is uiteindelik verskuif na 'n stuk grond in Manziwil wat hulle Pango kamp vernoem het. Daar is destyds in Suid-Afrika en ook oorsee hieroor verslag gedoen, omdat dit die eerste keer sou wees wat groot groepe wit mense in 'n township saam sou bly, saam met mense van ander rasse. Die meerderheid van townships in Suid-Afrika het tydens die apartheidsjare tot stand gekom, toe die regering dit gesien het as 'n manier om die wet op groepareas te gebruik om verdere rasseskeidings te regverdig. Hierdie gebiede is in die meerderheid van gevalle nie dieselfde vlak van hulpbronne en aandag gegee om as goed beplande stadsgebiede te kon dien nie en bestaan uit groot groepe inwoners wat ekonomies baie kwesbaar is. Die Pango kamp het wyd bekend geword en baie van die inwoners het die media aandag gebruik om te vra vir donasies. Nou wat het dit als met Shaun Oosthuizen te doen? Hy het in Manziwil gebly en toegekyk hoe die hele storie oor die Pango kamp ontvou. En toe die veldtogte vir skenkings aanlyn posvat, veral op Facebook, lyk dit of Shaun en sy bende hieruit munt geslaan het om van die goedere in die hande te kry vir hulle agendas. Shaun was nie lank in Manziwil nie, voor hy 'n verhouding betrokke geraak het met 'n vrou en sy swanger geraak en geboorte gegee het aan sy kind. Hy het later sou sê dat hy wel finansiëel na die kind help omsien het, wanneer hy kon, maar die ma was ook werkloos en het op 'n regeringstoelaas staat gemaak om kop bo water te hou. Daar in Manziwil het Shaun intussen begin om tyd te spandeer met Johnny Deploy. Hy was 12 jaar jonger as Shaun, maar dit het nie lank gevat voor die twee baie tyd saam deurgebring het nie. Johnny Deploy het pa geword toe hy 16 jaar oud was en sou later aan 'n regter sê dat hy geen finansiële bydrae tot sy kind se lewe gemaak het nie. Hy het nie die kriminele rekord gehad wat Shaun gehad het nie, geen oortredings teen Johnny se naam nie. Dit het natuurlik nie beteken dat hy nie misdade gepleeg het nie, dit beteken slegs dat hy nooit gevang is nie. In Manziwil het Johnny begin om saam met Shaun te werk om motors te herstel, maar dit het vinnig begin duidelik word dat die twee ook kop in een mis was met ander goed.
Nou moet ek ook 'n derde individu voorstel, wat na bewering ook betrokke was by die reeks misdade, maar daar is nie genoeg bewyse oor presies watter van die misdade nie. Daar's nie baie oor haar beskikbaar in die publiek nie. Haar naam is Marina Foster, haar bynaam Mandy. Sy sou later trou en haar van verander van Foster na Mam. Marina het 'n kriminele rekord gehad en daar was op beslag 'n lasbrief uit vir haar inhegtenisneming op 'n klag van diefstal. Sy het 4 vorige skuldigbevindings teen haar naam gehad. Een was vir die aanranding van 'n polisiebeampte. Die lasbrief was vir die diefstal van 'n selfoon by 'n ouertehuis in Bella Bella in Limpopo. Marina het ook in Manziwil gebly en dis hoe sy bevriend geraak het met Sean en Johnny. Van die begin af moet ek dit duidelik maak dat daar met geen sekerheid gesê word dat die groep die donasies wat vir Pango Kamp se inwoners gestuur is, misbruik het as 'n rede om te roof en ja, op die ou end ook te moor nie. Maar dit is deur hulle genoem as 'n verduideliking van hoekom hulle by van die eiendomme was. Aan die ander kant was dit duidelik dat Oosthuizen 'n kansvatter was, wat toe alreeds skuldig bevind is aan roof. En dit is duidelik dat Sean se versameling van donasies vir Pango Kamp die begin was en waar tydens hy besef het dat hierdie 'n demografie van slagoffer was wat 'n maklike teiken kon word. Soos wat ons deur die arrestasies en die vervolging van Sean se misdade beweeg, gaan jy agterkom dat hy nie aangekla en skuldig bevind is in die kronologiese volgorde waar tydens die misdade gepleeg is nie, en dis omdat die polisie nie geweet het van als op een slag nie. Die misdade gaan egter kronologies bespreek word, sodat jy die gedragspatroon kan sien, en hoe Sean Oosthuizen aanvanklik weggekom het met soveel, moontlik selfs meer as waarvan ons ooit sal weet. Die 93-jarige Emma Goosen het in 'n aftrede huis in Sunnyside gebly. Haar woonstel was op die 8ste vloer. Op 5 Desember 2015 besluit personeel van die kompleks om te gaan ondersoek instel in haar woonstel, omdat sy op daai stadium vir 2 dae nie gesien of van gehoor is nie. Sy het ook nie haar selfoon beantwoord nie. Hulle kry Emma in 'n kas, met haar hande en haar bene agter haar rug vasgemaak en 'n stuk materiaal in haar mond. Nog 'n stuk materiaal is om haar gesig geknoop, om seker te maak die stuk in haar mond bly daar. Emma was vir 2 dae in die kas, nadat sy in haar woonstel aangeval en beroof is. Haar lewe het aan 'n draadjie gehang toe sy gered is, en sy is 'n week later in die hospitaal dood. Juwele van R50.000 is gesteel. Dit sou later, na Emma se dood, duidelik word dat die ondersoek na haar dood nêrens gekom het nie, en daar was geen leidrade oor wie haar moordenaar kon wees nie. Dit sou nog byna 5 jaar vat, voor daar weer enige verwikkelings was met die ondersoek. Maar die polisie het toe geen idee gehad, dat die modus operandi hier posgevat het nie. Met 'n bejaarde vrou, wat in 'n gebied vir afgetredes gebly het, 'n onbekende individu kry toegang na haar woonstel, nie deur mag te gebruik nie, maar is oënskynlik ingelaat. Die slagoffer word vasgebind, 'n stuk lap word in haar mond gedruk, met nog lap om haar kop en haar gesig, om seker te maak sy kry nie 'n geluid uit nie. Emma was nie verwrig nie, maar dit is ook bygevoeg by ander van die misdade wat later gepleeg is. Daar is verdagte leemtes in die reeks van misdade. Dit lyk asof die volgende een in 2018 gepleeg is. Dit wil voorkom of Emma Goosen vermoor is min of meer dieselfde tyd as wat Sean Oosthuizen vir die tweede keer pa geword het. So dit is moontlik dat sy aandag afgelei was en hy op sy nuwe baba gefokus het. Hoe dit ook al sê, dit was 24 Junie 2018 toe die misdade weer begin het. Die 68-jarige Engela van Wyk was 'n geliefde inwoner van die Russebietjie aftreeoord in Springs. Sy was die een na wie almal toe gegaan het vir raad en ook vir 'n lekker geselsie oor 'n koppie koffie. Engela was baie na aan haar dogter, Elna, en hulle het amper elke dag gekuier. Vir Engela was haar familie haar als. En dit was vir haar die heel lekkerste om haar 5-jarige kleinkind en 4 agterkleinkinders te sien groot word. Engela was ook 'n baie knap jekelaar en het skoentjies en ander goed vir haar nuwe agterkleinkinders gejekkel. In Junie 2018
was Engela juis besig met 2 nuwe hekelprojekte vir 2 nuwe agterkleinkinders wat later daai jaar gebore sou word. Die Wiekies en die Squinkies is later deur ander familielede klaar gehekkel en aan die pasgebore baba se ouers gegee, want Engela kon dit nie self doen nie. Op 24 Junie 2018 merk inwoners van Rissebietjie 2 mans in die kompleks op wat aan deure klop en vra vir toiletgoedere of 'n glas water. Engela van Wyk moes die 2 ingelaat het, want later daai dag is sy dood aangetref op haar slaapkamervloer. Vasgebind met 'n stuk lap in haar mond en nog 'n stuk lap om haar kop, om die een in haar mond in plek te hou. Die lap in haar mond is so ver afgedruk dat dit haar lugpyp blokkeer het en sy dood versmoor. Haar huis is op sy kop gedraai. Net die klein goed wat maklik gedra kon word is gesteel, soos kontant, 'n selfoon en juwele. Haar moordenaars wou nie aandag trek op pad uit deur iets soos 'n TV te moes dra nie. Engela se dogter is die hartseer nuus meegedeel terwyl sy op vakansie was in KwaZulu-Natal. Wat dit nog erger maak, is Elna se storie dat haar ma nie veronderstel was om op daai dag van haar moord by die huis te moes wees nie. Sy het beplan om saam met Elna en haar familie te gaan vakansie hou, maar het siek geword 'n paar dae voor hulle moes vertrek. Engela en die familie het toe besluit dit sou veiliger vir haar wees as sy eerder by die huis bly en gesond word. Plaaslike inwoners was verskrik gelaat deur Engela se moord. Dit was egter nie onmiddellik verbind met Emma Goosen se moord nie. Dit was 3 jaar na die vorige moord, wat ook in 'n heeltemal verskillende deel van Gauteng plaasgevind het. Maar die moordenaars het nou begin spoed optel, en dit sou nie nog 3 jaar vat voor hulle weer toeslaan nie. Inteendeel, dit was net 2 weke na Engela van Wyk se moord in Gauteng, toe 2 mans en 'n vrou by die SAVF Herfsakker ouetehuis in Mbombela in Mpumalanga aankom. Hulle vertel vir die veiligheidswag dat hulle daar is om goedere te kry wat 'n tannie Marie geskenk het. Hulle word ingelaat. Binne stap die trio van deur tot deur, maar daar was daai dag baie besoekers en hulle kon nie 'n inwoner kry wat geskik was vir hulle plan nie. So toe is hulle daar weg. Later daardie selfde dag daag die 3 op by die Macadamia Sorgsentrum, net 2 kilometer verder. Veiligheidskameras het hulle opgeneem toe hulle om 7 minute oor 12 daai middag met 'n motor by Macadamia inry. Hulle stop in die besoekersparkeerarea en begin in die kompleks rondloop terwyl hulle aan die deure klop en vra of hulle die badkamer kan gebruik. Hulle het gereeld die verskoning gebruik dat hulle vir hulle ouma wag om terug te kom en net gou die toilet wil gebruik. Die 85-jarige Henrietta Potgieter, wie se vriende en familie haar Hetta genoem het, maak die deur oop en laat die 3 in. 'n halfuur later neem die veiligheidskameras hulle weer op, waar hulle in die kar klim en uitry. Later daai aand gaan klop een van die inwoners aan Hetta se deur. Hulle het geweet sy gaan altyd vroeg bed toe, maar hulle hoor haar TV is nog laat daai aand aan. Toe sy nie die deur vir hulle oopmaak nie, gaan roep hulle die tehuis se bestuurder. Hulle was bang dat sy moontlik geval het. Oomblikke later kry die polisie in Nelspruit die paniekbevange oproep. Luitenant-kolonel Erhard Stroh word uitgeroep na die Macadamia Sorgsentrum na 'n toneel wat hy nie toegeweet het sy lewe en sy loopbaan oor die volgende paar jaar sou verander het nie. Hierdie saak sou hom dryf tot die uiterstes van menslike verderf en hom verstom laat oor hoe sy werk as 'n polisiebeampte wat die gemeenskap moet dien en beskerm so maklik ongedaan kon gaan deur 'n regstelsel wat oënskynlik eenvoudig nie geluister het nie. Toe luitenant-kolonel Stroh in Hetta Potgieter se huis in Macadamia Sorgsentrum opdaag, was die TV nog aan. Daar was geen teken van 'n inbraak nie, maar die plek is geplunder en dit was duidelik, daar was 'n gewelddadige roof. Hetta is in die badkamer gekry, met haar arms en bene vasgebind en 'n lap in haar mond. Ook met die stuk materiaal wat om haar gesig en haar kop vasgebind was. 'n Sanitêre doekie is oor haar neus geplak en sy was heel duidelik in die gesig geslaan. Haar neus het gebloei en daar was kneusmerke op haar gesig. Die patoloog het later bevind dat Hetta dood is aan versmoring. R10.000 kontant en juwele is gesteel. Terwyl Hetta Potgieter se familie die hartverskeurende nuus oor haar dood ontvang het, was Stroh hard aan die werk op soek na bewyse.
Sy eerste stop was die geslote kring TV-opnames en daar sien hy die voertuig met die 3 individue wat om 7 minute oor 12 ingery kom. Hy kyk hoe hulle 'n halfuur later weer terugstap na die kar toe met een van die mans wat 'n stuk materiaal dra. Die motor het 'n Mpumalanga registrasienommer en Stroos sit dit in die NATIS stelsel in. Dit kom terug as 'n vervalste nommerplaat. Dit sou hom nie help om die verdagtes op te spoor nie, maar gee hom en die plaaslike veiligheidsorganisasie genoeg rede om oor die volgende paar weke hard te werk om die motor se bewegings te begin volg deur middel van kameras in Nelspruit en die lisensieplaatherkenningstegnologie. Dis hoe hulle kon vasstel dat hierdie selfde motor ook by die SAWF Herfsakker ouetehuis was. Daar gaan kyk hulle ook na die geslote kring TV-opnames en sien hoe die 3 die motor se nommerplate verander nadat hulle by Herfsakker uitry. Die oorspronklike nommerplate kon gesien word op Herfsakker se sekuriteits-TV-opnames. Dit was Gauteng nommerplate. Toe die ook in die NATIS stelsel ingesit word daar vasgestel dit was wel geldige nommerplate wat ooreengekom het met die motor wat deur die sekuriteitskameras opgeneem is. Stroh hou aan met grawe en vind uit dat Oosthuizen nie in Mansfield gesien is sedert die dood van Hetta Potgieter nie. En niemand het geweet waar hy was nie. As hulle geweet het, het niemand iets gesê nie. Weereens word die lisensieplaatherkenningstegnologie ingespan en ander polisiebeamptes gevra om op die uitkyk te wees vir die motor. So wat 'n week na Hetta se moord begin die leidrade na Stroh deurkom. Die voertuig is by die Lovers Rock karavaanpark opgemerk en staan steeds daar. Stroh gaan stel ondersoek in. Sean Oosthuizen, Johnny Deploy en Marina Foster word by die karavaanpark aangekeer. Stroh ken hulle uit as die 3 na wie hy soek. Hy kom af op Oosthuizen se lang misdaadrekord en ontdek ook dat daar 'n lasbrief uitgereik is vir die inhegtenisneming van Marina Foster vir diefstal by 'n ouetehuis. En Stroh besef, hy is op die spoor van 'n groter reeks misdade. Die 3 het aanvanklik volgehou dat hulle nie 'n benul gehad het waarvan die luitenant-kolonel praat nie. Maar toe Stroh hulle inlig dat hy hulle en die voertuig op kamera het, erken hulle dat hulle by die Macadamia sorgsentrum was op die dag van Hetta Potgieter se moord. Maar sê hulle was daar om goedere te gaan haal wat Hetta geskenk het. Die boodskap van haar af is deur Facebook gestuur aan iemand wat donasies ontvang vir die Pangu kamp. Toe hulle daar weg is, het Hetta nog gelewe. Die 3 word aangekla vir die moord op Hetta Potgieter. Die klagtes is egter teen Marina Foster teruggetrek en sy is vrygelaat. Al kon die figuur van 'n vrou op die geslote kring TV-opnames uitgemaak word, kon die polisie nie spesifiek vir Marina daar plaas nie. Sy is vrygelaat terwyl die polisie gehoop het dat die ondersoek meer bewyse sou kon oplewer. Tydens die borgverhore het dit aan die lig gekom dat Stroh deur polisiebeamptes gekontak is oor soortgelyke gevalle ook in ander gebiede. Daar was rooftogte by ouetehuise, maar ook die moorde op Engela van Wyk in Springs en Emma Goosen in Sunnyside. In sy getuienis sê Stroh aan die Landros dat Oosthuizen en Deploy ook ondersoek word vir hulle moontlike betrokkenheid by ander misdade. Dit sluit in roof by ouetehuise, maar ook die moorde op Engela van Wyk en Emma Goosen. Die Landros vra of die ondersoek ook die misdade insluit wat verband hou met die moord op Hetta Potgieter, die saak waarvoor Oosthuizen en Deploy voor hom verskyn. Stroh sê nee, maar dieselfde patroon is gevolg. Stroh wou dit aan die Landros duidelik maak dat hy geglo het hy het reeds die oortreders weet. Terselfdertyd wou hy egter nie te veel inligting te vroeg bekend maak nie, wat mens kan verstaan. Daar is later in die media berig dat Stroh tot soveel as 6 keer vir die Landros sou sê dat dit die hoogste ervare polisiebeampte se opinie was dat sou die 3 aangeklaagdes op borg vrygelaat word, hulle weer misdade sou pleeg. Stroh het dit met sy hele hart geglo en hy het goeie rede hiervoor gehad. Maar die Landros het nie saamgestem nie. Oosthuizen en Deploy is op 3 Augustus 2018 op borg van R2000 elk vrygelaat. Leila's Jane Mary was 77 toe sy vir die eerste keer 'n ouma grootjie geword het en dit was om en by dieselfde tyd toe Oosthuizen en sy makkers in hegtenis geneem is.
Lila se familie sê sy was oorstelp met vreugde, dat sy sou kon deel wees van haar agterkleinkind se lewe en sy het uitgesien en voorberei vir die troue van een van haar kleinkinders in September 2018. Lilas was nie 'n welaf vrou nie en het op haar familie moes staatmaak vir finansiële ondersteuning. Sy het nie in 'n ouerhuis gebly nie, maar by haar seun in 'n woonstel in Rodepoort. Op 20 Augustus 2018, 17 dae nadat Oosthuizen en Deploy op borg vrygelaat is, was Lilas se grootste kopseer wat sy na die troue toe moes aantrek. Haar seun het soos gewoonlik daai oggend werk toe gery. Maar toe hy daai middag by die huis kom, was daar niks gewoon aan wat op hom gewag het nie. 'n Afgryslike toneel. Hy kry sy ma waar sy dood op haar bed lê. Sy's vasgebind met 'n lap in haar mond en 'n stuk materiaal om haar kop en haar gesig vasgebind. 3 selfone, 'n klein bietjie juwele en R500 was waarvoor Lilas vir haar lewe betaal het. 2 weke na Lilas se moord op 1 September 2018 kuier Barbara Fenton se dogter en kleindogter by haar in 'n ouerhuis in Alberton. Hulle het saam middagete gehad en foto's geneem van 'n glimlaggende Barbara. Die 77-jarige vrou stap net na 4:00 daai middag weer terug na haar huis toe. Om en by dieselfde tyd kry Barbara se bure 'n oproep van die hek af van 'n man wat sê hy is op soek na Tannie Martie en vra dat sy hom by die ouerhuis inlaat. Die buurvrou dink hulle soek haar dalk, so sy laat hom in. Maar 'n paar minute later was daar nog niemand by haar voordeur nie en sy gaan kyk buite of sy iemand kan sien. Sy merk 'n motor op voor Barbara se huis. Die buurvrou sê sy weet nie hoekom sy ongemaklik gevoel het nie, maar sy neem 'n foto van daai motor. Toe dink sy, miskien het sy verkeerd gehoor en die man het vir Barbara besoek. So sy draai om en stap terug die huis in. Later daai aand kom maak Barbara se skoonseun 'n draai en klop aan haar deur. Hy het iets gebring wat Barbara wou hê, maar sy maak nie die deur vir hom oop nie. Hy raak bekommerd toe sy ook nie haar selfoon beantwoord nie. Die skoonseun wou nie sommer by die huis inbars nie, want miskien is Barbara in die bad en hy gee sy spaarsleutel vir die buurvrou en vra dat sy moet ingaan en seker maak alles is in orde met Barbara. 'n Paar sekondes later kom die buurvrou uit die huis uit, wit soos 'n laken en in trane. Barbara is dood aangetref op die vloer. Sy is vasgebind, 'n stuk lap in haar mond, nog 'n stuk materiaal om haar kop en haar gesig oor haar mond. 'n Patoloog het later bevind dat Barbara ook geslaan en verwrig is. Haar tongbeen is gebreek en kneusmerke in die vorm van vingers kon op haar nek gesien word, 'n aanduiding dat sy wel met 'n hand dood verwrig is. 'n Groot aantal juwele is gesteel, as ook Barbara se selfoon. Dit was nie lank na Barbara Fenton se moord nie, toe luitenant-kolonel Straw 'n oproep kry. Die polisie in Alberton en Rodepoort glo dat die verdagtes, wat hy net 'n maand van tevore in hegtenis geneem het, moontlik verantwoordelik kon wees vir die moorde op Lilas Mary en Barbara Fenton. Die leidrade en bewyse van die sake is vergelyk, as ook die manier waarop die moorde gepleeg is, en daar is tydens 'n vergadering bevind dat dit wel ooreenstem. Die sleutelbewys teen die verdagtes was toe hulle verstroo die foto van die motor wys wat Barbara se buurvrou geneem het. Dit was dieselfde motor waarin Oosthuizen, Deploy en Foster in hegtenis geneem is en wat ook op die toneel van Hetta Potgieter se moord opgemerk is. Straw het Oosthuizen en Deploy kort daarna kon vastrek en hulle is aangekla vir die moorde op Lilas Mary en Barbara Fenton. Hierdie keer sou hulle, dankie tog, nie borg kry nie. Hulle het in aanhouding aangebly terwyl die polisie gewag het vir die uitslae van DNA-toetse wat gedoen is op 'n aantal monsters wat op die tonele gekry is. Die lappe wat in die bejaarde vroue se monde gedruk is, die stukke materiaal wat om hulle koppe vasgebind is en sigaretstompies. Dit het 'n hele jaar gevat voor die saak uiteindelik in alle erns in die hof opgeëindig het. Op 5 November 2019 begin die verhoor oor die moord op Barbara Fenton. Die staat het sterk bewyse gehad en wou die saak afhandel om te voorkom dat Oosthuizen en Deploy ooit weer deur die reg se vingers sou kon glip. Intussen het die ondersoeke en forensiese toetse ook voortgegaan met betrekking tot ander van die moorde. Beide Oosthuizen en Deploy het onskuldig gepleit op klagtes van moord en roof met verswaarende omstandighede. Maar hulle het egter skuld erken op die klag van roof met verswaarende omstandighede.
Die drie het volgehou dat hulle daai dag by Barbara was om goedere te gaan oplaai wat sy aan die Pango kamp sou wou skenk. De Plooi voeg by, hy het Barbara gevra of hy sy foon se battery kon herlaai en haar na haar slaapkamer gevolg. Oosthuizen sê hy is agterna en sien die juwele en dis toe hy op die ingewing van die oomblik besluit het om Barbara te beroof. Oosthuizen sê hy het Barbara gegryp en haar mond met sy hand toegedruk, toe bind hulle haar vas en knoop die stuk materiaal om haar kop en haar mond. Maar nie een van die twee mans het in hulle verklaringe erken dat hulle Barbara enige fisiese leed aangedoen het nie, asof dit geen leed is as mense 'n bejaarde vrou gryp en vasbind nie. Die verdediging se saak was dat hulle Barbara slegs vasgebind en beroof het, en dat iemand anders na hulle moes ingegaan het en haar dood verwrig het. Die staat het hulle erkenning van roof van die hand gewys en die verhoor is voortgesit. Barbara se buurvrou, wat die mans by die Ouetehuis kompleks ingelaat en die foto van hulle kar geneem het getuig, as ook Barbara se dogter en haar skoonseun wat haar liggaam saam met die buurvrou gekry het. Beide Oosthuizen en De Plooi het ook getuig. Oosthuizen het vertel dat hy De Plooi alleen met die slagoffer gelos het, toe hy die res van die huis deursoek het na nog goed wat hulle kon steel. Hy het nie geweet wat De Plooi moontlik gedoen het nie. Op sy beurt het De Plooi ontken dat hy Barbara dood verwrig het. Die regter het bevind dat die aangeklaagdes onder eed in die hof gelieg het. Sean Oosthuizen en Johnny De Plooi is beide skuldig bevind vir die moord op Barbara Fenton, as ook roof met verswaarende omstandighede. Hulle is albei lewenslange tronkstraf opgelê vir die moord en 20 en 25 jaar onderskeidelik vir roof. Die wye reeks van hulle misdade het beteken dat daar ook verskeie ander sake teen hulle onderweg was in ander howe. Maar natuurlik, wat niemand toe geweet het nie, was dat 'n globale pandemie, COVID-19, aan die kom was, wat tot reuse vertragings in die howe sou lei. Die staat en luitenant-kolonel Straw was egter nie van plan dat enige van die misdade ongestraf sou bly nie, en hulle het voortgegaan met die verhore teen die mans. In 2020 is die verhoor oor die moord op Engela van Wyk voltooi, en ook daar is beide Oosthuizen en De Plooi tot lewenslange tronkstraf gevonnis en addisionele tronkstraf vir roof. Terwyl Sean Oosthuizen besig was om die tronkstraf uit te dien, het hy oënskynlik moeg daarvoor begin raak om oor en oor weer terug te keer hof toe vir 'n ander saak. Dit of miskien het hy skielik 'n gewete aangekweek. Hoe dit ook al sê, hy laat kom Straw en sê vir die polisiebeampte dat hy nou reg is om alles te bely oor die moord op Emma Goosen in 2015 en Lilas Merry se moord. Oosthuizen sê hy die misdade op sy eie gepleeg. De Plooi is as gevolg hiervan nie vir die twee moorde aangekla nie. Oosthuizen het nog 2 lewenslange vonnisse gekry, wat beteken dat hy nou 4 keer skuldig bevind was op moord. Toe die verhoor vir die 2018 moord op Hetta Potgieter uiteindelik afskop, is die klagtes teen De Plooi teruggetrek, omdat die staat nie geglo daar is genoeg bewyse nie. Maar Sean Oosthuizen is ook in die saak skuldig bevind vir die moord by die Macadamia Sorgsentrum, en hy is 'n 5de lewenslange tronkstraf opgelê. En daarmee sou ons miskien dink dat die hartseer verhaal oor die Ouetehuismoorde in 2 verskillende provinsies tot 'n einde gekom het. Maar luitenant-kolonel Straw was nog nie klaar nie. In 2022 het nuwe bewyse aan die lig gekom in die saak oor die moord op Hetta Potgieter, wat daartoe gelei het dat Johnny De Plooi toe ook vir die moord aangekla is. En hy is skuldig bevind en 'n 3de lewenslange tronkstraf opgelê. En steeds was Straw nie klaar nie. Hy het nooit werklik gevoel asof geregtigheid geskied het in die geval van Marina Foster, wat nie aangekla is nie. Sy is intussen wel skuldig bevind op 'n klag van diefstal by 'n ouetehuis, die saak waarvoor daar 'n lasbrief uitgereik is teen haar. Straw begin deur al die bewyse werk vir lang ure in sy eie tyd, toe hy nie aan diens was nie. Hy besef, daar was wel bewyse in die saak van Engela van Wyk se moord, wat nog nie als deurgegaan is nie. Daar is sigaretstompies ook op die toneel gekry, en van die het ooreengestem met Oosthuizen se DNS, wat daartoe bygedra het dat hy skuldig bevind kon word. Maar terwyl Straw deur al die bewyse werk, onthou hy, Oosthuizen was nie die enigste een wat gerook het nie. Marina Foster was ook 'n roker. Toe sy in hegtenis geneem is 'n pakkie sigarette in haar sak gekry. Straw vat 'n kans en vra die forensiese laboratorium om die oorblywende stompies te vergelyk met Foster se DNS.
en dit kom ooreen. Marina Foster is toe ook aangekla vir die moord op Engela van Wyk. Daar's nog geen verdere nuwe inligting beskikbaar oor die saak nie. Hierdie was baie ontstellende moorde, al was daar nie baie fisiese geweld by betrokke nie. Die kilheid waarmee veral Sean Oosthuizen as die meesterbrein te werk gegaan het. Dit laat 'n rilling deur mense hele lyf. Hulle het bejaarde vroue geag as die perfekte slagoffers. Hierdie was mense wat nie sterk kon terugbeklei nie, met goeie harte, wat hulle deure vir vreemdelinge sou oopmaak omdat hulle wou help. Vroue wat ander vertrou het. En die feit dat Foster, 'n vrou, een van die 3 onbekendes was, het dit laat voorkom asof hulle die 3 kon vertrou. Dit is baie makliker om 'n vrou wat alleen bly te oorreed om 'n deur vir 'n vreemdeling oop te maak as die vreemdeling 'n ander vrou is. Van die mees hartverskeurende inligting kom van die slagoffer se families af en wat hulle tydens die verhore aan die hof voorgelees het. Barbara Fenton se skoonseun het gesê dat die dood van hulle ma, ouma en ouma Grootjie 'n verrykende impak op die hele familie gehad het. Barbara het 'n groot rol in die lewens van haar hele familie gespeel en almal bymekaar gehou. Hulle het uitgesien daarna om vir haar te gaan kuier en nou is dit van hulle al weggeruk. Die kinders verstaan nie wat met ouma gebeur het en hoekom hulle nie meer by haar kan gaan speel nie. Engela van Wyk se dogter Elna sê al was dit baie moeilik vir haar, het sy van die begin van die verhoor af besluit dat sy elke dag by die hof sou wees. Sy het gesê, en ek haal aan, I decided from the start that I would go to court every single time, no matter how many times the case was postponed. I cried my eyes out every time we went to court, but I wanted them to see my mother mattered to someone, and she was not just a number. I felt like I just could not stay away. I needed to look them in the eyes. Vir Elna was een van die mees verwoestende idees om te dink dat dit die oë en die laaste gesigte was wat haar ma gesien het voor sy dood is. Maar vir Elna het die verhoor ook afsluiting gebring. Sy het Sean Oosthuizen en Johnny Deploy vergewe, want sy het gesê sy het besef dat die haat wat sy vir hulle dra, haar van binne af sou opvreet en niks aan hulle sou doen nie. En dit bring my by die laaste toneel. Sean Oosthuizen se bejaarde ma was by die hof elke keer wat haar seun verskyn het. Sy was in 2 geskeur tussen die pyn wat haar seun vir soveel mense veroorsaak het en die liefde wat sy vir hom as haar kind gehad het. Daar was een dag, terwyl die gruweldade wat gepleeg is aan die hof voorgelees is, wat Sean se ma in trane uitgebars en hardop in die hof geskree het, vergewe hom asseblief. Terwyl sy daar in die hof sit en huil, het familielede van die slagoffers haar omhels. Dit was 'n oomblik waarin almal in die openbare galery, aan albei kante van hierdie saak, slagoffers was. Oosthuizen se ma was sy presiese teiken. Sy was bejaard, kwesbaar, 'n ma-figuur vir die familie, 'n vrou wat sou oorlog toe gaan vir die vir wie sy liefgehad het. Vir net 'n oomblik in daai hofbanke was die ma van die oortreder ook die ma-figuur oor wie die slagoffer se families gerou het. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die reeks misdade van Sean Oosthuizen. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.